na die video gereed. Kom ons gaan dan na ons fokuspunt, die perikoop vandag in 1 Johannes 2 en ons gaan daar lees vanaf vers 18 tot by vers 27 wat deel is van die konteks. Ons moet altyd die konteks eerbiedig. As jy 'n nuwe vertaling 2020 het, dan baie praat daar van die anti-Christe, maar hier skryf die apostel Johannes en hy sê, kinders, dit is die laaste uur. Soos julle gehoor het, kom die anti-Christ. En nou is daar reeds baie anti-Christe, meervoud. Hieraan weet ons dat dit die laaste uur is. Hulle het uit ons geleedere gekom, maar hulle was nie werklik deel van ons nie, want as hulle werklik deel van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar dit moes duidelik word, dat nie een van hulle deel van ons is nie. Maar julle is deur die Heilige Gees gesalf, en julle almal weet dit. Ek skryf nie aan julle omdat julle die waarheid nie ken nie, maar omdat julle dit ken, en omdat daar geen leuen uit die waarheid kom nie. Wie is die leenaar anders as hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Hy is die anti-Christ, wat die Vader en die Seun ontken. Elkeen wat die Seun ontken, het nie die Vader nie. Wie die Seun bely, het ook die Vader. Wat julle betref, wat julle van die begin af gehoor het, moet in julle bly. As dit wat julle van die begin af gehoor het, in julle bly, sal julle ook in die Seun en in die Vader bly. En dit is die belofte wat hy aan ons gemaak het, die ewige lewe. Hierdie dinge skryf ek aan julle aangaande daardie mense wat probeer om julle te mislei. Maar wat julle betref, die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle, en daarom hoef niemand julle te onderrig nie. Maar omdat sy salwing julle oor alles onderrig, en omdat dit die waarheid is en nie alleen nie, bly in hom, net soos hy julle onderrig het. Vader, ons dankie dat ons ook deur u woord onderrig kan word, want deur algemene kennis en Here boekgeleerdheid en wysbegeertes en Here grade en allerhande studies sal ons nie uitkom by die waarheid as die Gees ons nie lei in die waarheid nie. Dankie, soos Johannes sê, maar julle, ons wat hierdie goed lees en glo, het ook die salwing van die Heilige Gees ontvang en weet al hierdie dinge. Lei ons nogtans by die verkondiging en die oopbreek van u woord, sodat u deur u woord, u skrif ook verheerlik kan word. Is ons gebed in Jesus naam. Amen. So, geliefdes, ons het verlede Sondag was ons by Exodus, het ons stil gestaan waaroor die Exodus is, so ons gaan nou aan na weer in Johannes. Julle hoef nie van vooraf geleer te word aangaande Johannes nie, julle behoort nou op die punte van julle vingers Johannes te ken. Dat hy die jongste apostel was van die Here Jesus Christus, toe hy geroep is, hy die jongste van al 12, maar hy het die langste gelewe. Dis vir hom gegee genadiglik om die een te wees wat nie doodgemartel is nie. Want dit sê vir ons inderdaad, volgens die oorlewering van die vaders, dat hy geleef het tussen, waarskynlik nader aan 95, en dat hy vredevol in Efese gesterf het. So sê die geskiedenis vir ons. Maar ons glo, want ons het geen ander rekords behalwe wat in die kerkgeskiedenis staan nie. Die getuienis van Polycarpus, wat julle ken, Engels Polycarp, het aan sy voete geleer, en ons weet dat volgens ook, wat ons weet, dat hy 5 besonderse boeke veral gefokus het om oor te vertaal en te kopieer. Polycarpus, een van hulle, daar is ander ook, maar veral hy het Johannes se 5 boeke, 1, 2 en 3 omsetskrywers, Openbaring en die Evangelie, saam as 'n groep boeke versprei tussen die kerke in daardie tyd wat hy geleef het. Nou, die waarskuwing van Johannes, want onthou dat uit die 27 geskrifte in die Nuwe Testament waarsku nie al 26 uit die 27 waarsku
Nie teen die regering of teen die keiser Nero wat nie bestaan het meer nie, of enige ander keiser nie, maar waarsku teen misleiding, vals lering. Ook so Johannes, want hy is ingestel om die evangelie te verkondig teen gnostisisme wat 'n groot invloed gehad het in die tyd van Johannes. 'n Ander Jesus, die probleem met gnostisisme tot vandag toe wat 'n New Age en ander gelowe voortbly staan, jy sal miskien as dit so werk, sal jy 'n bietjie ondersoek doen na hedendaagse kerke in Amerika en in die Weste, hoe danig hulle beïnvloed word deur gnostisisme. Wat beteken gnosis kom van kennis af, gehoor kennis van God. En Johannes neem die tyd en die poging, die effort om te waarsku teen 'n pseudo-Jesus, 'n ander Jesus, wat nie die Jesus is volgens die geskrifte nie. Want God waak, miskien nie deur net toemaak, want anders gaan ek nou preek nooit as deur die hele plek waai. Ek wil dit die krag om agter aan te hou. Maar hy waarsku teen 'n ander Jesus, wat ons kry as jy kyk na Johannes 14 vers 6, en ek dink dit is raadsaam om hierdie vers te memoriseer en dit te ken. Want dit is een van die hoofverse teen vals leraars. Want alle godsdienste het 'n Jesus in hulle. Die meeste van hulle het 'n Jesus in. Of jy nou praat van die Oosterse godsdienste, of jy praat van Islam, of jy praat van Mormonisme, Jehovah Getuies. In baie kerke het 'n Jesus, maar dis nie die Jesus van die geskrifte nie. Want tog moet ons die geskrifte ken om hom te ken. Wat sê Jesus hierso? Ek is die weg en die waarheid en die lewe. En hier kom 'n dubbel Grieks negatief. Niemand, maar niemand kan na die Vader toe kom behalwe deur my. Dis 'n eksklusiewe stelling wat hy sê, daar is nie 'n ander Jesus nie. Julle moet deur my kom, en as julle my liefhet, sal julle my geskrifte ken wat ek gedryf het deur my gees en vir julle gegee het. So dit waarom julle die geskrifte moet ken en daaruit aflei dat ek alleen is die weg, die waarheid en die lewe. Nie Jesus is een van die talle weë wat gnostisisme voorhou nie. Want eintlik is Islam gnostisisties. Eintlik is New Age gnostisisties. Hindoeïsme is gnostisisties. Hulle het gnostistiese elemente binne hulle godsdienst, maar hulle aanbid 'n ander Jesus wat nie die Jesus is van die Bybel. Die enigste een wat die gewer is van die lewe. Want daar's 'n algemene gesegde onder Oosterse godsdienste, all roads lead up the mountain. Ja, ons almal sal bo kom daarbo op die berg. Jy kan kies watter weg jy wil volg. As jy hou van Islam, gaan volg Islam, jy gaan daarbo uitkom. As jy glo in Boeddha se verligting, volg Boeddha, hy gaan jou ook eventueel uitbring bo op die berg. So is die meeste godsdienste 'n ander Jesus. Nou sê Johannes, ons het gekyk na 1 Johannes 2 vers 12 tot 14, 'n baie amper 'n poëtiese gedeelte waar hy praat van ek skryf aan julle kinders. Kinders, ek skryf aan julle vaders. Hy hou aan praat van, maar hy skryf in hierdie gedeelte 12 tot 14 gebruik hy in 12 en in vers 14 altyd die woord kinders. Wat sê hy van die kinders? Julle kinders nommer 1 is sterk. En julle het die bose oorkom. Hy praat van dieselfde term, kinders wat die sondes vergewe is op grond van sy naam, en kinders, vers 14, julle ken die Vader, en op die ouen, wat hy gaan na, julle ken nie die Vader nie, daai kennis van die Vader, is gnosis, die kennis van God. Hy gebruik opsetlik die woord, kennis, julle ken die Vader, kinders. Wat hy bedoel, van wie praat Johannes? Hy praat van gelowiges wat in die kerk is, wat nog nie geval het van gnostisisme, wat nog nie in die valse lering ingegaan het nie, wat nie gaan proe het aan die verbode vrug van gnostisisme nie.
Hy sê, julle is gered deur die bloed. Onthou ons het gesê, mens kry as kinders, wie is kinders? Hoe verstaan ons die term kinders hier? Weergebore kinders van God. Hulle wat uit gees gebore is, nie net uit vlees nie, uit water, maar uit bloed, uit Christus gebore is, word genoem kinders van Abraham. Dis hulle vir wie Jesus sy bloed gestort het. Dis hulle wat deur die Heilige Gees weergeboorte geskenk is. Wat ons in Openbaring 13 ook gesê het, praat hier van die bloed van die... Hulle is deur die bloed van die lam, hulle het kennis van die Vader, so hulle word gesien as gered. Kinders, ek praat van gereddenis. En tussen die gereddenis is daar twee groepe wat hy dan diferensieer. Wat is die eerste? Vaders. Ek skryf aan julle vaders, omdat julle hom ken. Moses, daar's 'n kennis van julle van die Vader. Dan moet ons gesê, vaders hier, moet ons nie letterlik lees soos in vaders, jy is iemand se vader. Dit praat van vaders en moeders in die geestelike opsig. Mense wat weergebore is en so ver die pad met Christus geloop het en gegroei het in Christus Jesus, dat hulle self kan lering gee. Hulle is vaders en moeders in die kerk. Hulle is mense wat die jong is, dan kry ons ook in die gedeelte jong mense. Van die ander vertalings praat van jong mans. Dit jong mans is verkeerd, dit praat van jeugdiges. Jong mense. Jong mense is mense wat gou kan struikel, omdat hulle nog nie gegroei het in Christus, daarom bly hulle eintlik hopelik nie babietjies nie, want daar is mense wat tot redding kom wat vir 30 jaar babietjies bly in die geloof. Hulle word nooit groot. En Johannes praat juist van hulle, oppas julle, versigtig. Wees versigtig. Daarom moet hy ons nooit lewe in die lig, want dan 1 Johannes 1:7, dan sal sy bloed ons reinig van alle oortredinge. As ons, mits ons in die lig van Christus wandel, sal hy ons sonde vergewe. Maar hulle word, hierdie jeugdiges staan onder toesig van die ouer mense, die geestelike volwassenes, en die volwassenes moet hulle lei en terugwys na die skrif, na die woord toe. Ons het dan ook gesien, wat is die waarskuwing hier? Jy sien die mense wat so pas tot bekering gekom het en gelowig geword, moet gelei word, want Jesus gee ons die opdrag, gaan verkondig hierdie evangelie en leer hulle. Baie slaan hierdie, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Leer hulle, ouer mans, ouer vrouens, geestelike volwassenes. Jy kan 'n geestelike volwassene wees al as jy 15 of 16 jaar, kan jy al reeds geestelik volwasse wees. Gaan lei die jongeres wat pas tot bekering kom. Want iemand moet hulle lei, iemand moet hulle leer en hulle leer om volwasse te word. Want die waarskuwing sê hierdie jong mense, vers 15 tot 17, is hulle wat gou geneig is. Die eerste waarskuwing wat Johannes bring, moenie die wêreld lief hê nie. Julle het tot redding gekom. Oppas om nie te val vir die wêreld en sy begeerlikhede, wat Adam en Eva voorgeval het in die tuin nie. Die begeerlikheid, wat is liefde vir die wêreld? Die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, en die grootsheid van die wêreld. Jong, volwasse gelowiges val gou terug na die liefde vir die wêreld. Al kom hulle tot redding, val hulle nog steeds vir die begeerlikhede van die vlees en die oë in die wêreld, die grootsheid van die wêreld. En ons almal doen dit, is dit nie. Ons word gou ingetrek in beselagtighede van die wêreld. Daarom het hy hierdie waarskuwing bring, moenie die wêreld lief hê nie. Jakobus is so prontuit dat hy sê, as iemand die wêreld lief het, is hy 'n vyand van God. Die wêreldse sisteme lief het. Want die wêreld is vir ons gegee deur God om in te lewe, maar ons lewe nie vir die wêreld nie. Ons lewe vir God. En ons gebruik sy bronne wat hy vir ons beskikbaar. So daar's 'n verskil. Want as ons begin lief word vir die wêreld, sluit ons God uit, want dan is hy nie deel van ons
wêreld beskou. Hy is nie deel van ons wêreld nie. Die wêreld is vir ons die grootste en ons hou in die wêreld vas vir ons voorsiening en ons hou in die wêreld vas vir om alles van tot erge begeertes in die wêreld wat oorgaan na sonde toe. So die tweede waarskuwing, moenie die wêreld lief hê nie. Ja, 1 Johannes 2 vers 18 kom die tweede waarskuwing wat hy duidelik sê. Kinders, dit is die laaste uur. En soos julle gehoor het, kom die anti-kris. En nou is daar reeds baie anti-kriste. Hieraan weet ons dat ons in die laaste uur. Wat hy in hierdie gedeelte sê, oppas vir die anti-kriste. Oppas vir die anti-kriste. Die misleiding. Moenie die wêreld lief hê nie, maar wees ook versigtig op die uitkyk vir anti-kriste. Hulle wat deel van ons was, nou het hulle van ons uitgaan, hulle is nie nou meer deel by ons nie. Hulle het saam met ons kerk toe gekom, hulle het in voorbanke gesit, saam met ons gesing, saam met ons gebid, saam met ons getuienis gegee, maar hulle is nie meer deel van ons nie. Hulle het van ons uitgegaan. Hulle sê ons once saved, always saved, maar daar is mense wat lyk asof hulle deel van ons, maar hulle is nie regtig deel van ons nie. Want sê Johannes, as hulle regtig deel van ons, sou hulle by ons gebly. Maar dit moes aan die lig kom dat hulle nie regtig deel is van ons nie. So oppas vir hulle. Hulle is nie meer deel van ons nie. Vermy hulle. Wat ons gaan kyk in 2 Johannes laat, wat hy sê, moet nie hierdie mense eers in julle huise toelaat nie. Want hulle bring 'n ander evangelie. Hulle bring 'n ander Jesus. Hulle praat saam oor Jesus. Hulle praat selfs saam oor redding, maar hulle ken redding nie, geen benul waaroor redding gaan. Want Paulus waarsku ons ook, kyk, onthou Galasiërs wat ons na gekyk het, Galasiërs 1 vers 6 tot 9 wat Paulus ook hier waarsku tot vandag toe. Dit baie mense sal dit nie meer onthou nie. Want sê Paulus, ek is verstom, nou praat hy met die Galate, ek is verstom dat julle so gou van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, wegdraai na 'n ander evangelie. Sien die Gnostisme, hulle draai weg na 'n ander evangelie. Daar is nie 'n ander evangelie nie. Al is daar sommige mense wat julle probeer verwar en die evangelie van Christus wil verdraai. So dit was in die tyd van Paulus ook dieselfde probleem en daar met 60s iewers rond. Nou weer aan die einde van die eerste eeu. Oppas vir hulle wat die evangelie verdraai. Nee, selfs as ons, sê Paulus, ek in my geselskap Silas, Barnabas en Lukas as ons of 'n engel uit die hemel 'n evangelie aan julle verkondig in stryd met wat ons aan julle verkondig het, laat hom vervloek wees. Laat hy 'n vervloeking word. Die Hebreëus gerem, laat hy 'n vervloeking wees. Want hy bring 'n ander evangelie. Hy bring 'n ander Jesus. Soos in Paulus se tyd na die Galate bring hulle 'n ander evangelie wat so goed klink. Maar dit klink so goed. En dit vertel ons ook van God, van Allah, van Hare Krishna, van Vishnu. Dit vertel ons ook van hulle is emanasies van God. Nou wat is die evangelie? En dit is die hart van die evangelie, 1 Korintiërs 15. Wat is Paulus se evangelie wat hy op klem lê? Ons vind dit in 1 Korintiërs 15, waar hy praat van die opstanding van die vlees, waar ons ook sal opstaan, 'n baie goeie gedeelte wat jy gerus ook kan ken, praat van die opstanding van die vlees, dat ons ook sal opstaan, maar Paulus gee die hart van die evangelie, hy sê, want 15 vers 3, want die wesenlike, want die kern wat ek ontvang het, en aan julle oorgelewer het, alreeds oorgelewer het, Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Dit die klem op skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek volgens die skrifte. En dan het hy verskyn aan Sefas en oor die 500 ook verskyn. Dis die wesentlike, dis die kern van die evangelie. So as Johannes hier praat van kinders, ons het nou al gekyk die vorige gedeeltes 12 tot 14, wat is kinders? Ons hoef nie weer te kyk wat hy sê, kinders, dis die laaste uur, so hy praat met gelowiges, jong, kindjies, Engels infants, vergeetlik onvolwasse, kinders word aangespreek, oppas vir al kinders is ontvanklik vir misleiding. Dis waarom mense gegrond en gevestig en geleer moet word in die woord deur geestelike vaders en moeders.
Maar let op hoe Johannes praat met julle. Regdeur hoofstuk 1 en 2, hou hy aan praat van hulle en julle. Julle en hulle. As jy kyk, hoofstuk 2, 12 tot 14, ek skryf aan julle, spesifiek. Vers 12, ek skryf aan julle. 12, 13, 14, 14 twee keer, ek skryf aan julle. Julle is dis aan julle wat ek skryf, nie aan die wêreld of aan die misleiers. Ek skryf spesifiek aan julle. So 5 keer gebruik hy, julle moet dit hoor. Kinders, julle wat kwalifiseer, vers 18. Dit onthou, dit is die laaste uur. 2 keer gebruik hy in vers 1, dis die laaste uur. Nie sonder rede nie, hy sê dit is die laaste uur. Baie teologie verstaan, wat bedoel hy met die laaste uur, want definitief het Paulus en Johannes en die disippels verwag dat Jesus sal terugkom voor die einde van die eerste eeu. Maar as hy dit sê, dis nie net hy wat dit sê, dis die Heilige Gees wat sê, dit is die laaste uur vandat Jesus Christus opgestaan het volgens die evangelie, totdat hy weer kom, is die laaste uur. Die beeld van Daniël wat hy uitlê aan koning Nebukadneser, begin by 'n kop en eindig by tone. Ek dink ons is deel van tone alreeds. So daar gaan nie baie lang tyd meer wees nie. Soos ek gesê het, as ek die wind hoor waai, dan dink ek aan die Heilige Gees, dan dink ek aan ons wat weggeneem word. Maar ons moet groei, al word ons nie nou weggeneem, al is dit die laaste uur wat hy 2 keer op klem lê, dis 'n teken. Die antichrist en antichriste is 'n teken van die laaste tye, en die antichrist gaan net sterker en antichriste net meer en meer word, soos hulle alreeds vandag word. Want hy praat hier van 2. Eerstens die antichrist, hoofletter, wat baie van die Bybel so vertaal. Hy sê, ons sê dis die laaste uur, omdat antichrist kom. In die Grieks is daar nie 'n definite artikel, daar is nie 'n definitiewe artikel. Dis nie die antichrist nie. Wat hy eintlik sê, kinders, dis die laaste uur, en soos julle gehoor het, antichrist kom. Dis 'n naam, dis 'n voornaam. Antichrist kom. Nou ek weet, ons gaan nie eskatologies hier byltjies slyp en hare kloof nie, maar Johannes skryf in die jaar tussen 90 en 95 en hy skryf aan 'n kerk wat hy sê, julle het gehoor dat antichrist kom. Hy's op pad. So hy verwag 'n hoofletter antichrist, en as hy sê, dis die laaste uur, die woord eskatos word hier gebruik, eskatologie, eindtye, dit is die laaste uur, en julle het gehoor dat antichrist kom, so bestaan daar dan ook baie klein letter antichriste alreeds, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Nou, party sal sê, ja, nou moet onthou, seker van die Griekse manuskrifte is in unisels, in hoofletters geskryf, aan mekaar. Daar was nie eens spasie tussen die woorde nie. Gaan kyk na van die geskrifte. So, vir hulle is dit hoofletter antichrist, maar baie vertalings het dit as 'n persoon wat kom, nie 'n gees noodwendig nie, want ons sal dit ook later kyk, as ons kyk, Johannes is die enigste apostel en skrywer in die Nuwe Testament en die hele Bybel wat hom noem antichrist. Dis waarom ons kry, hier verwys hy na antichrist. Vers 22 praat hy weer, as jy kyk na hoofstuk 2 vers 22 praat hy weer eens, wie is die leenaar, anders is hy wat ontken dat Jesus die Christus, wat beteken enigste Christus, hy is die antichrist, wat die Vader en die Seun ontken. En as ek blaai na 2 Johannes 7, word daar weer eens verwys na die antichrist. So hy praat hier duidelik, want baie verleiers het in die wêreld na vore gekom, die wat nie bely dat Jesus Christus as mens gekom het nie, so iemand is die verleier en die hoofletter antichrist. Ek weet daar's kommentare wat verskil, en dit is vry, ons is, soos sê, verskil in hierdie opsig, maar volg die kronologie van die geskiedenis van Johannes. Ons kyk na die geskiedenis van Johannes. Wat sê die kerkvaders vir ons van hierdie apostel Johannes? Ons weet dat hy ook, waarskynlik hulle sê, hulle wou hom in kookwater gooi, deur die keiser Domitianus, die groot verdrukker was van die Christendom,
Maar wonderbaarlik is Johannes uitgered. En Domitianus het dit nie daar laat los en sê, jy's vry, jy's nie dood in hierdie water nie, jy's vry om te gaan. Nee, Domitianus sê, nee, ek verban jou na Patmos toe. Gaan Patmos toe, jy gaan daar bly, jy gaan daar sterf, Patmos. Nou sê baie van die kommentare, ek saam meestem, Openbaring is nie die laaste boek in die Bybel nie. Jy kan verskil van mens, welkom om te verskil. My geskiedenis sê vir my, dat Nerva, keizer Nerva, nadat Domitianus ontsetel is, het keizer Nerva aan bewind gekom in Rome, en hy het vir Johannes vrygelaat, het jy dit al gelees en gesê, hy is vrygelaat van Patmos. En waarna toe het hy gegaan? Hulle sê hy het gesterf in Efese. Ek glo hy het hierdie 3 boeke geskryf, die tyd nadat Nerva hom begenadig het op Patmos, dat hy nie daar sterf nie, het hy gaan sterf in Efese. In daardie tyd skryf hy 1, 2 en 3 Johannes. Waarsku hy die mense? En waarskynlik weer 'n hersirkulering van die evangelie van Johannes wat saamgegaan het. Is dit nie moontlik waar? En waar kry hy, wie is die een wat in Openbaring praat, ook, alhoewel hy noem hom nie die antichrist nie, hy praat van die, Mariekiese vertaling, Nuwe Lewing vertaling praat van die monster. Die ander praat van die dier. Engelse vertaling praat van the beast. Die dier. Die dier wat in Daniël 7 vers 25 van geprofeteer word, praat van, ek wil blaai na Daniël 7 25 toe, wil graag daarna verwys, maar gaan dit nie lees nie, maar het praat van 10 konings, waarvan die antichrist 3 sal neerwerk. Die situasie het ons aan gekry in Iran. Moslems val moslems aan. Moslems val Bahrein, Oman, Saudi-Arabië. Die 10 koninkryke wat onder die antichrist sal staan, wat reeds deur Daniël geprofeteer is, waarvan 3 neergewerk word deur die antichrist self. So 10 koninkryke sal by hom staan. En ek is geneig om saam met jou te sê, ons praat van Islam. Islam wat oorneem. Daar is ook koninkryke, selfs in Engeland is 'n kalifaat, het met kalifaat van Islam. Koninkryke wat rondom die antichrist sal versamel, waarvan hy 3 neer sal werk, wat miskien teen hom draai. Maar Jesus praat ook nie van die antichrist nie. Interessant, Matteus 24 vers 15. Jesus, waar ons gebruik Matteus 24 om eintlik alle eskatologie te ontsluit. Jesus praat van hy wat sal kom. Dis die antichrist, die dier, the beast, wat sal kom. Hy sê, wanneer julle dan die gruwel van verwoesting, waarvan die profeet Daniël praat, op die heilige plek sien staan, laat die wat dit lees goed begryp. Nou ons weet volgens die geskiedenis dat Epiphanes 4, Antiochus, Syriese koning, Griekse koning, wat regeer het van 175 tot 164 voor Christus, wat hulle eintlik genoem het nie Epiphanes nie, hulle het hom genoem Epimanes, omdat hy mal was. Daai manus beteken ou wat sy varkies verloor het. Een van die varke wat hy gevat het in Jerusalem, in die tempel gaan slag het. 'n groot verdrukker van die Jode. Hulle uitgewis aan, probeer uitwis. Wat selfs 'n beeld van Zeus of Zeus laat staan het in die tempel. Jesus verwys na hom, want hy was voor Jesus se tyd. Amper 160, 70 jaar voor Christus verwys Jesus na 'n antichrist. Nie die antichrist. Baie mense trappings kan sê, dis die antichrist. Want Johannes praat van, julle het gehoor die antichrist kom, dan sê hy nie die woorde gebruik het, dan sê hy, julle het gehoor dat die antichrist was gewees. Hy was Epiphanes gewees. Nee, hy sê, julle het gehoor dat hy kom. Want soos was Nero ook gesien as 'n antichrist, maar Nero het 70 jaar voor Christus opgehou regeer. So sal Johannes sê, ons weet dat Nero het gekom, hy praat van, julle het gehoor dat die antichrist kom. En baie mense in die tyd van Johannes het geglo dat Domitianus, wat Johannes verban het,
Nero geïnkarneer was. Nero het teruggekom in Epiphanes. Sy gees het teruggekom in. Nero se gees was in Domitianus, om die Christene opnuut te verdruk, en dit te laat swaar kry, hulle aan die brand te steek. So was ook Hitler 'n antichrist, maar nie die antichrist nie. Want hy het ook Jode vermoor. Nou, hoeveel? 6 miljoen. Help my reg. Het hy vermoor. Dan volgens hulle sê hy ook aan die beskrywing van antichrist kon voldoen. Ook so Mao Zedong, ook so Stalin. So baie despote wat geleef het en nog steeds lewe, voldoen aan die deskripsie. Nou, ek wil graag professor Atlee aanhaal wat hy gesê, die duiwel weet nie wie die laaste antichrist is nie. Hy het nie 'n bundel nie, want hy weet nie alles nie. Baie mense dink die duiwel weet alles. Hy weet maar net wat God hom toelaat om te weet. Maar hy sê Satan in elke dekade of tydperk bring 'n antichrist te voorskyn. Waarskynlik met die hoop dis die antichrist wat in wie hy sy gees sal kan laat ingaan. Hy sê, haal hom aan, hy sê, yes, someone ready, prepared to step into leadership at any moment of opportunity. Die antichrist het die antichrist reg vir elke, om net in die rol in te stap van die antichrist. En ons weet, volgens wat ons gelees het, Marietjie ook, dat hy vir 3,5 jaar alles praat van simbole, praat van baie meer simbole, dat hy 3,5 jaar, die helfte van 7 jaar, sal regeer, en dat die hele wêreld agter hom sal aanloop. Nou kan hulle sê, ja nee, maar die hele wêreld het agter die keisers aangeloop. Ethnos, baie meer as dit, sal die hele wêreld hulle mag aan hom oorgee, en hy sal hulle mislei. Hy sal selfs, nie 'n gruwel oprig nie, hy sal selfs in die tempel gaan sit en sê, ek is die Christus. Ek is die een wat julle moet aanbid. Nou, hy het dit in die geskiedenis gebeur, spraak van Johannes se verwagting van 'n antichrist wat sal kom. Jy moet ook altyd onthou, Daniël is geskryf vir die Israeliete, vir die Jode. Daarom is dit 'n geslote boek. Maak hom toe. Openbaring is geskryf en jy kry die verwysing na die hele wêreld in Openbaring. Hy praat alle konings, alle mense sal hom sien. Alle mense sal agter hom aanloop. En almal sal hom sien as hy die twee getuienis en almal sal dit waarneem. Ons het media, ons het TV. Almal sal weet en as hulle die twee getuies doodmaak geskenke in die wêreld inwoners na mekaar toe stuur en mekaar geluk wens, want hierdie twee getuies van God is dood. Die antichrist het hulle doodgemaak. Dan voor ons verder gaan by 'n later geleentheid, kom ons trek net 'n paar toepassings. Vir jy te vra, sal jy die antichrist onderskei as hy kom? Sal jy weet dat dit hy is? As jy na die geskrifte kyk, as ons steur aan die geskrifte. Weet baie mense sê, die Trump is die antichrist. Kan ek glo dat hy die antichrist is nie. Maar iemand sal opstaan en hom voordoen en hy sal vrede bewerkstellig. Want dis waarom die witperk voorwy. Dis 'n vals vrede wat hy bring tussen die konflik en die oorlog. Maar sal ons hom ken as ons nie eers die klein letter antichriste waarvan die gnostici een van hulle is erken? As ons nie kan onderskei binne in die kerk, wie is die antichriste? Wie, nie so net alleen, wie is die antichrist dat hy kom nie, maar antichriste wat ons probeer weglei, dat die wêreld, soos hy waarsku in vers 15 tot 17, die wêreldse sisteme waarin baie mense so verknog is, ons deel maak, dat ons nader almal digitale idees sal hê, en die regering sal presies weet waar jy is, waar jy bank, waar jy bly, wat jy eet, wat jy koop. Dis 'n antichristiese stelsel. Moenie gaan vir 'n digitale idee nie. Maar die probleem is jy gaan nie, sal nie kan koop of verkoop nie. Jy word nie, jou bankrekening sal gevries word, want as jy nie weet wie jy is nie. Jy kan nog tog nie iets koop as jy nie weet wie jy is nie.
So jy word gekoppel aan al die sisteme, so dit kom. Daardie is al reeds ook in die deur, ons regering het hande geklap. Die minister van buitelandse of binnelandse sake gesê, ons is al reeds op pad met die digitale idees. Dis die begin, ek sê nie dis die einde nie, dis die begin van die einde, saam met die oorlog, maar intussen hou ons dit so dop dat ons vergeet om te onderskei in die kerk. U weet, ek hoef nie in te lig nie, ek dink meeste is ingelig. Weet jy wie die Cape Town Interfaith Initiative is? Weet jy wie die Cape Town Interfaith Initiative is? Al 2022 het mense die Khoisan, wat ander gode aanbid, saam met die moslems, saam met die Christene, saam met Boeddhiste opgegaan na die berg en saam gebid. Dit laat my dadelik soos baie mense die dink aan, wat het Elia gedoen? Hy het berg Karmel toe gegaan en hy het saam met die Baal-aanbidders gaan aanbid. God gaan aanbid. Dis mos God. Baal beteken my Here of my God. Daar's 'n onderskeid. Dit is in 2022. U weet dit in die onlangse tyd, watter dorp was dit in die Kaap? Hermanus, waar hulle moslems in die kerk ingenooi het en aan hulle nagmaal bedien het. Dis interfaith. Ons ken dit as sinkretisme. Dit is waar alle godsdienste is reg. Dis gnosticisme. Bring hulle. Maak nie saak of jy 'n Jood is en jy verwerp is of 'n moslim wat Jesus nie herken. Want dit gaan alles oor wokeness. Nou, hoor die woord woke. Dit gaan nie net oor ander geslagte, selfde geslagte. Wokeness beteken soos in inter alia, onder andere die Black Lives Matter. Dis deel van wokeness. Om by te kom, om te besef dat ons almal, net soos in die tyd van Johannes, op pad is na die hemel toe. So jy kan maar gaan deur watter God jy ook al wil, jy gaan daar. Laat ons die moslems en die hindoes en die voorvader aanbidders innooi om saam met ons nagmaal te hou. Want hulle glo ook mos in God. Dan sê Paulus, as iemand 'n ander evangelie volgens die geskrifte. Daar is 'n gesegde wat sê, eers ignoreer ons boosheid, wat dit ook al is, wokeness, ons ignoreer dit. Dan die volgende stap, dan verdra ons dit. Ons sê ons nee, tolerate, alles gaan oor tolerate, alles wat boos en gruwel is. Tolerate alles wat die wêreld verkeerd doen. Wat nou kom na ons dit verdra, dan begin ons dit te verdedig, dan begin ons dit verdedig, hierdie boosheid. Dan sê ons, dis reg. Nee, jy verkeerd. Jy kan nie sê alles verkeerd, die moslems is verkeerd. Hulle hoef nie, hulle is reg. Ons verdedig die sonde. En dan eventueel vervolg ons hulle wat nog die moed het en durf, hoe durf hulle? Dan vervolg ons hulle wat sê dit is verkeerd. Dis wat aangaan in Suid-Afrika. Dis wat aangaan in dis waaroor dit gaan oor hierdie eenheid in godsdienste. Wat hulle wil vir ons kom sê, jy mag nie sê Jesus sê ek is alleen die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kan na my toe kom, na die Vader kom, behalwe deur my nie. En hierdie anti is 'n voorvoegsel wat nie net beteken teen nie, dit beteken in die plek van. 'n Ander Jesus in die plek van die een wat ons ken, wat Jesus ons ook gewaarsku het. Daar sal baie valse Christusse opstaan. Ons moet besef, dis die laaste uur. Vir die mense wat na die video luister ook, asseblief, ondersoek jouself of u die uitnodiging van die Here Jesus Christus beantwoord waar hy gewaarsku het, Matteus 24, dit sal wees soos in die dae van Noag. Mense sal uitgaan en hulle sal eet en hulle sal drink en hulle sal in die huwelik weggee. Hulle sal sê, laat ons aangaan soos dit ons altyd aangaan. Dit is niks verkeerd nie, ons hoef nie te verander nie, ons hoef nie te herleef nie, ons hoef niks te doen nie, ons gaan net op die paadjie aan wat ons aangaan. En dan word die ark se deur toegemaak. Dis wat Jesus doen, die ark se deur word toegemaak. Jammer. Maar julle verstaan, ons verdrink hier by. Jammer, die ark se deur is toe. Jesus simboliseer, die ark simboliseer Christus Jesus. As daar die deur toe is dit vir ewig toe.
En dis waarteen jy gewaarsku word in vandag ook as ons applikasie doen. Soos in die dae van Noag, ons is nie soos in die dae van Noag. Is ons gereed om die anti-Christ te ontwyk? Want ons fokus moenie op hom wees nie. Nie op die wettelose soos Paulus waarsku in die laaste dae van die wetteloosheid wat sal kom en mense se liefde sal verkoel. Mense sal meer liefhebbers wees van genot as van God. Al die waarskuwings wat Paulus al reeds bring. Dan sal as die Here ons genade gee volgende week kyk na die anti-Christe ook wat al reeds aan die werk is en wat ons met hulle moet doen, oor hulle moet doen en nie aan die slaap gevang word soos die dwaase maagde wat nie gereed was in die laaste tyd nie. Mag die Here vir ons help. En die wat luister na die video. Jy het nog tyd, terwyl jy asemhaal, het jy nog tyd om jouself te versoen met die Here Jesus Christus en te word kinders wat hy van praat. Kinders aan wie hy skryf, nie aan hulle, aan julle nie. Julle. Hulle is van julle, was nie deel van julle nie. En sê later ook sê in Johannes 4. Julle is hulle wat gered is, dan praat hy van hulle is uit die wêreld, en daarom praat hulle uit die wêreld, en die wêreld luister na hulle, ons later na ons gaan kyk. Mag die Here hierdie boodskap seën, daar is nog tyd om die Here Jesus aan te roep in die dag, terwyl die ark nog oop is, die ark se deur is nog oop, om in te gaan, mag die hardloop na die ark, nie stap op draf nie, hardloop na die ark, hardloop na Christus. Amen. Ek gaan vir 30 sekondes gee, sê iets tot die Here, praat met die Here, en dan na 30 sekondes sal ek afsluit. Kom ons bid in stilte saam. Vader, laat u woord spreek en vleeslike siele vir ewig stilgemaak word, sodat u alleen kan spreek, soos deur die Heilige Gees. Help ons om harte van ootmoed te hê, harte van nederigheid, dat al is ons vaders en moeders geestelik, dat ons die geduld sal hê van Christus met hulle wat twyfel, hulle wat nog soek, hulle wat nog moet groei in Christus. Help ons mekaar te waarsku om nie die wêreld lief te hê nie en versigtig te wees vir die anti-Christe. Ons bid hierdie dinge omdat u ons, Here, hou in die holte van die hand. Mag u ons vashou sodat ons geen begeerte het na die wêreld of die dinge van die wêreld of die ander gode wat die wêreld ons opdis, dat ons dit sal herken en u alleen sal volg in Jesus naam. Amen.